Die Via Dolorosa. Wat 'n wonderlike pad wat hy vir ons gestap het. Ek groet julle in die naam van God, die Almagtige. Ek groet in die naam van Jesus, ons koning. En ek groet in die naam van die Gees van God, wat Jesus ook koning maak in ons harte. Mag dit ook in julle lewens vanoggend waar wees. Kom ons bid saam. Ere aan U, o God, die Allerhoogste. Ons besing U lof. Ons aanbid U as die enigste God in ons lewe. En ons wil vanoggend saam met die mense van destyds die palmtakke voor U neergooi en uitroep: Hosanna vir die seun van Dawid. En Here, ons glo dat eendag sal elke knie buig en elke tong sal bely dat U die Here is. Gees van God, U het gekom om saam met ons gees te bely dat ons kinders van U is. Here, ons is nie toeskouers nie. Ons is nie deel van daardie groep wat 'n week later nie Hosanna geskreeu het nie, maar geskreeu het: kruisig, kruisig hom. Dankie dat ons in hierdie week saam met U die pad kan loop. In die Gees. Dat ons in die Gees kan sien hoe U gestruikel het en geval het. Hoe U die kruis nie meer kon dra nie. Ons kan in ons gees oog sien hoe hulle die purperkleed om U gehang het en 'n doringkroon op die kop gedruk het, nadat hulle U stikkend geslaan het. En hierdie week kan ons hoor hoe U gebid het en die trane en die druppels van het bloed geword toe U gebid het: Vader, Vader, laat U die beker by my verbygaan. Nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Here, ons kom vanoggend om te kom bid vir 'n stikkende wêreld. Ons kom bid vir mense wat in hierdie oomblik mekaar skiet en mekaar doodmaak. Here, ons weet dat daar geen wenner gaan wees nie. Net mense wat sterf. Vrou wat sonder 'n man gaan wees, kinders sonder 'n pa, ouers sonder kind. En daarom kan ons nie anders as om vanoggend te kom bid: Ag Here, laat die leiers tog besef daar gaan geen einde kom aan hierdie oorlog as dan nie vrede gesluit gaan word nie. En nou bid ek dat U vanoggend deur U woord met ons elkeen sal praat, in Jesus se naam. Amen.
Nou, ons tema vanoggend is Jesus se pad na die kruis. Jesus se pad na die kruis. En die tekswoord is in Johannes 19 vers 17. Hy, Jesus, het sy kruis gedra na die plek wat hoofskedel, en hoofskedel beteken Golgotha, genoem word. Hy het sy kruis gedra na die plek wat hoofskedel Golgotha genoem word. En ek het die voorreg gehad om by Golgotha te staan. En dit is so, as jy kyk na die koppie waar hy gekruisig is volgens oorlewering, dan sien jy duidelik 'n kopbeen. En dis waar sy naam vandaan kom. Kopbeen. Golgotha. En daarom moet jy besef dat die kruisiging van Jesus is nie 'n storie nie. Die kruisiging van Jesus is 'n historiese feit. Dis opgeteken in die geskiedenisboeke. Jesus is gekruisig. Maar jy weet, ons stel eintlik nie so belang in historiese feite nie. Baie mense wil die Bybel lees en dan wil hulle die historiese feite hê. Die Bybel gaan nie oor datums nie. Die Bybel gaan oor 'n persoon. En die persoon se naam is Jesus. Dis waaroor dit gaan. En daarom is hierdie Via Dolorosa en die kruisiging sekerlik die grootste, hoor mooi, die grootste teken van God se liefde vir die mens. Hierdie week sien u pyn, sien u bloed. Maar weet jy wat? U moet bo alles, in al hierdie goed, moet u God se liefde sien. Hierdie Via Dolorosa is 'n pad van lyding, gehoorsaamheid en oorwinning. Ek wil dit herhaal. Hierdie pad wat Jesus geloop het, die Via Dolorosa, die pad van dorings, is 'n pad van gehoorsaamheid en pyn en lyding, maar ook 'n pad van oorwinning. Hierdie pad lei nie na 'n kruis en die einde van 'n pad. Hierdie is 'n pad na oorwinning. En daarom ons in hierdie week, en moet die Vrydag met Goeie Vrydag as jy kom, gaan ons nie die dood verheerlik nie. Jy weet, dood is vir ons die slegste ding wat met ons kan gebeur. Daar's niks so sleg in 'n mens se lewe dat iemand naby jou doodgaan, 'n kind doodgaan. Maar weet julle dat ons wil in hierdie week, en daarom moet ons by Goeie Vrydag kan nie Goeie Vrydag wees as daar nie 'n opstanding Sondag is nie. Want dan bly Vrydag die einde van die pad. Maar Vrydag is nie die einde van die pad nie. Want daar is 'n opstanding. En dis die begin van die pad. Die begin van ons pad na die ewige lewe. Nou ek gaan hierdie paar dinge met u deel en ek hoop dit gaan vir julle iets beteken. Hierdie pad na die kruis. Hoor nou mooi, en dit is 'n pad wat jy loop. Jy moet vanoggend hierdie pad sien, want alles wat ek hier noem moet in jou lewe gebeur. Jesus het dit gedoen, maar hierdie pad of dit wat ek nou oor praat, moet in jou geestelike lewe gebeur om by die oorwinning uit te kom. Jy word nie gekruisig nie. Ja, Jesus sê as jy my wil volg, moet jy ook 'n kruis dra. Maar hierdie pad is 'n pad, hoor mooi, wat begin met 'n oorgawe. Luister mooi, 'n oorgawe. Jesus het nie as 'n held na die kruis toe gestap nie. Hy was nie vol bravade nie. Hy stap kruis toe met vrees en bewering. Hy het gehuil. Daar staan hy het gebid en sy sweet het druppels van bloed geword. Die disippels het geslaap. Maar in Getsemane hoor jy Jesus, Vader,
Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, maar hoor hierdie oorgawe. Nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Jy sien, hoor mooi, daar is geen oorwinning, geen geestelike oorwinning, sonder die oorgawe nie. En dis die probleem, mense wil die oorwinning hê, sonder oorgawe. Oorgawe is die pad. Daar is 'n plek in jou lewe waar jy by 'n oorgawe moet kom. Jy moet op 'n plek kom waar jy gehoorsaam word. Waar jy sê, Here, nie my wil nie, maar u wil geskied. Verstaan jy? Weet jy, dis 'n plek waar jy sterf. Daarom sê ek baie keer, Jesus het nie aan die kruis gesterf nie. Jesus het in Getsemane gesterf. Want in Getsemane het gesê, laat u wil geskied. Ek gee oor. Het jy daar by daai plek uitgekom? Op 'n plek in jou lewe gekom en gesê, ek kan nie meer nie. Ek wil nie meer nie. Laat u wil geskied. Ek gee my lewe oor aan u. En daarom 'n ware oorwinning begin by 'n oorgawe. En ek moet dit vra elke Sondag. Het jy oorgegee? Het jy oorgegee? Was daar 'n plek in jou lewe waar jy van jou geestelike hoogmoed gesterf het? Waar jou ek gesterf het? Waar jou trots gesterf het? Ek leef nie meer nie, maar Jesus leef in my. Oorgawe. Die tweede, hierdie pad is 'n pad van verwerping. Kan ek vir julle nou sê, luister na my, hoor mooi, daar is geen slegter emosionele ervaring wat 'n mens kan hê as dat jy verwerp word. Verwerping is 'n ongelooflike slegte ervaring. Het jy dit al beleef? Daar's ouers wat hulle kinders verwerp. Daar's kinders wat hulle ouers verwerp. Daar's 'n man wat sy vrou verwerp. Daar's 'n vrou wat haar man verwerp. Hierdie goed maak stikkend. Dit breek stikkend. En Jesus in die week het hy die verwerping beleef. Hy word verraai deur Judas. Hy word verloon deur Petrus. Hy word verlaat deur sy volgelinge. Daardie mense wat gesê het, Hosanna, Hosanna vir die seun van Dawid met palmtakke. Dis hierdie skare wat 'n week later skreeu, kruisig hom, kruisig hom. Ek dink dit was Jesus verskriklik om sy eie mense te hoor. Kruisig hom, kruisig hom. Ek wil hê, jy moet hierdie ding hoor. En ek praat stadig en dat jy elke woord kan hoor. Weet jy, dit help nie 'n mens gaan huis toe en jy sê, "Wel, ek weet nie wat hierdie dominee regtig gesê nie." Jy moet weet op hierdie Via Dolorosa. Hierdie pad van smarte, hierdie plek waar jy jouself oorgegee het, gaan deur baie mense nie verstaan word nie. Dan gaan mense jou met klippe gooi. O, jy's nou weer skynheilig. Jy het nou ook deel geword van daardie happy groep. Jy weet, jy dink nou jy's beter as ons. Ja, weet jy, hierdie pad van smarte het ook hierdie verwerping. Ek het onthou, toe ek tot bekering gekom het, hoeveel van my maats het my verwerp. O, jy gaan nou nie meer saam met ons drink nie. O, jy's nou daai church hopper. Oukies, my seer gemaak. My seer gemaak. Ken jy daai pad? Dat jy soms alleen oorbly. Dat jou beste vriende hulle rug op jou draai. En ek wil dit sê. En ek gaan dit hard sê. God se goedkeuring is groter as enige verwerping. God se goedkeuring. Ek sien jy kry swaar my seun, my dogter. Maar weet jy wat? Weet jy wat? Ek is by jou. Ek is met jou. En dan in die derde, ek is feite klaar. Is 'n pad van lyding met die lang y.
En ek wil dit vir julle sê, dat die lewe is vol lyding. Ons mense wil net geluk hê, en dit is goed so, en ons wil voorspoed hê, en dit is goed so, en al daai mooi dinge. Maar wanneer ons by lyding kom, is daar baie mense wat dit nie kan verwerk nie. Lyding is vir baie mense 'n vloek. Hoekom met my? Hoekom moet ek dit ervaar? Hoekom gebeur dit met my? Daar's 'n boek geskryf, Why do bad things happen to good people? Why do bad things happen to good people? Hoekom? Hoekom moet mense swaar kry? Hoekom moet kindertjies doodgaan? Hoekom kanker? Hoekom? Hoekom moet ek alleen agterbly na 55 jaar se huwelikslewe? Hoekom? Wat? Lyding. Jy sien, die bespotting van Jesus, die dorings is almal simbole van pyn en vernedering. Vernedering. Ons almal wil nie, niemand wil verneder word nie. En dis die pad van vernedering. En daarom het Jesaja 600 jaar voor Christus gesê, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. As u Jesus sien, sy pyn, sy lyding, sy doringkroon, hy het dit vir jou gedoen. Hy het dit vir jou gedoen. Sy liefde het dit vir jou gedoen. En op hierdie pad waar 'n mens seer kry en waar 'n mens gerou het oor iemand wat jy liefgehad het wat dood is, het ek in 'n boekie en ek het daai tyd so baie gelees van lyding en pyn en van rou. Toe staan daar 'n sin. Rou is die prys wat jy betaal vir liefde. Rou is die prys wat jy betaal vir liefde. En dis hartseer, dis pynlik. Die tweede laaste is vergifnis. Ek gaan meer daaroor praat Vrydag. Vrydag se tema is die kruis is die teken dat jy vergewe is. Dis 'n teken van vergifnis. Aan die kruis sê Jesus, die mense skreeu, sy eie mense. En dan sê Jesus in Lukas 23:34, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Kan jy glo, dat na hulle alles hom gedoen het, hom geslaan het, hom gespot het, hom gekruisig het, dat Jesus kan sê, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Het jy geweet, dat vergifnis is een van die grootste tekens van liefde wat jy kan doen? Om iemand wat jou seer gemaak het, iemand wat vir jou kwaad aangedoen het, te kan sê, wie wat, ek vergewe jou. Hoekom? Want eintlik is daar net een wat jou kan vergewe, en is God. God vergewe jou. Hy het dit gedoen 2000 jaar gelede aan die kruis. Maar weet jy wat is vergifnis in ons lewens? Ek maak my vry van dit wat iemand aan my gedoen het. Maar onvergewensgesindheid maak jou 'n slaaf van dit wat iemand aan jou gedoen het. Jy word vir lewenslang gebind aan dit wat iemand aan jou gedoen het. Maar wanneer jy sê ek vergewe jou, ek maak my los. Jy moet vergifnis by die Here ontvang. As jy nie dit gaan vra nie, gaan jy eendag voor God staan. Maar ek maak my vry, want ek wil my lewe aangaan sonder verbittering, sonder verwyte. Daarom is die kruis 'n plek van vergifnis. Die laaste is op hierdie pad. So praat oor hierdie pad na die kruis. Is daar 'n plek van afsluiting? Daar's 'n plek waar die oorwinning aangekondig word. Dis waar Jesus kon uitroep, dit is volbring. Volbring beteken die prys is betaal. Tetelestai is die Griekse woord. Tetelestai beteken die rekening is vereffen. Die sonde is skoongemaak. En daarom roep Jesus in Johannes 19:30 uit aan die kruis. Dit is volbring. Vader, ek het gedoen wat U gevra het.
volbring. Dis volbring. Die prys is betaal. Oukies, ek wil net vir jou sê, jou sonde is vergewe. Maar daarom moet jy jouself vergewe. Maar daarom moet jy ook ander mense vergewe. Anderster kom jy by die plek uit waar jy kan sê, my skuld is betaal. Dis soos iemand wie sy skuld betaal is, maar hy gaan elke maand nog die skuld betaal. En dan sê die ou vir jou, maar jou skuld is betaal, verstaan jy nie? Nee, ek wil dit nog betaal. Ek's gewoond daaraan. Nee, jy moet nie gewoond word daaraan nie. Die sonde is betaal. Maar ek en jy moet ander mense vergewe, mekaar moet ek myself vergewe, maar dan moet jy ook onthou mooi wat ek nou sê. Jy moet die konsekwensies van jou sonde moet jy verwerk. Onthou, vergifnis beteken nie, dis alles alright nou nie. Vergifnis sê, ek het my losgemaak, maar jy, wat dit aan my gedoen het, sal daarmee moet gaan werk. Dit wat jy seer gemaak het, dit wat die gevolge van jou sonde, moet jy dra, moet jy gaan regmaak. En daar's baie mense wat wil vergifnis hê, sonder dat hulle reggemaak het. Gemaak reg met jou kind, gemaak reg met jou pa, gemaak reg met die iemand wat jy seer gemaak het, gemaak reg. Jy kan dit nie verander nie. Dis gedoen. Maar jy kan regmaak. En dan is dit afgehandel, dan is dit tetelestai. Dis betaal. Die einde van hierdie seerpad het ek bereik. As jy hier sit met iets wat jy verkeerd gedoen het, en Here het jou vergewe, maar jy bly nog seer. Onthou, dit gaan 'n tyd vat. Dis nie oornag nie. Maar jy moet verwerk. Maar jy moet by die plek uitkom waar jy kan sê dis volbring. Dis verby. Dis afgehandel. As jy dit nie doen nie, dan bly jy die pad van lyding te loop, aan mekaar oor en oor en oor. Oukies, die pad na die kruis vra oorgawe. Dit lei tot oorwinning. Daar is lyding op hierdie pad, maar uiteindelik kom jy by die oorwinning uit. En mag die Here vir ons elkeen gee in hierdie tyd. Amen. Here, dankie vir die Via Dolorosa. Dankie dat U hierdie pad van dorings in my plek geloop het. Maar dankie dat U my ook help om hierdie pad, my Via Dolorosa in hierdie wêreld te gaan loop. Maar nie sonder U nie, met U. En dat ek weet, U het dit al reeds vir my gedoen. Dit is volbring. En ek bid vir elkeen wat nou hier sit of luister, wat miskien al vergewe is, maar nog steeds die lyding pad loop van verwyte. Van is my skuld. Ek moes anders gedoen het. Here, ek weet, daar's 'n tyd wat ons dit almal moet deurgaan. Maar Here, ons moet by genesing uitkom. En daarvoor bid ek. En ek dank die Here vir mense wat U ons gegee het, wat ons kan help om dit te verwerk. Terapeute, sielkundiges, miskien 'n dominee, miskien 'n vriend. Maar Here, dat ons kan wegstap en sê, dankie Here. Dis afgehandel. Dis klaar. Tetelestai. Dis verby. In Jesus se naam. Amen. Dis die wonderlike ding. Ek weet nie of julle dit beleef het nie. Ek het dit beleef dat jy amper lewenslank afbetaal. Ek onthou by die huis wat my pa vir ons gekoop het. My pa was maar 'n gewone werker. Hy het altyd gesê ek werk nie, dominees werk nie. Maar hy het gewerk. Maar weet jy wat? Ek onthou die dag toe sy skuldbrief. Hy het elke maand 'n briefie gekry, soveel skuld jy nog op die huis. Soveel skuld jy op die huis. En toe betaal hy die laaste paaiement. En hy kom huis toe, nie met 'n skuldbrief nie, met 'n kwitansie. Op die kwitansie staan geskryf: jou skuld is vereffen. En dis
Dis wat God deur sy seun Jesus aan die kruis vir ons uitgeskryf het. Ons skuldbrief is verander in 'n kwitansie. En ek loop met 'n kwitansie. Die kwitansie sê, jou skuld is betaal. Jy hoef niks betaal nie. Jy hoef niks weer by te doen nie. Ek het dit vir jou gedoen. Wat kies jy? Om lewenslange skuldbrief te hê? Of 'n kwitansie te hê? Wat Jesus met sy bloed vir jou uitgeskryf het. Leef met die kwitansie in jou hart. Hou op om jouself te verwyd. Hou op. Daar het slegte goed gebeur. Ja. Maar daarom is daar 'n tyd om dit te verwerk. Maar moenie ophou tot jy die kwitansie in jou hand het nie. En sê ek is nou vry. Ek is vry. Ek wil jy seën. God seën jou met sy seun Jesus. Jesus seën jou met sy Heilige Gees. En die Heilige Gees maak ons 'n seën in hierdie wêreld. Amen.